Ons almal het groot geword met hierdie verhaal van Samson. Samson was 'n Nasiriër gewees en daar het hy hierdie belofte en gelofte gehad as 'n Nasiriër, as iemand wat met hulle hele lewe leef in toewyding tot God. Met daardie verhouding van God wat Samson gehad het hy lang hare gehad wat hy nooit geknip het nie, en daarin was sy krag gewees. Die Here gebruik dan Samson en hierdie verhouding wat hy het, geef hom hierdie gawe dat hy sterk is, en God gebruik dit tot sy diens. Maar Samson vergeet so 'n bietjie van hierdie Nasiriër gelofte of belofte wat daar is, dat hy met sy lewe toegewy moet leef aan God. So dit het gevra dat hy self moet sekere optredes kies om ook te wys, dat God nie net deur hom werk nie, maar dat hy self ook vir mense moet wys, dat hy 'n verhouding met God het, dat sy lewe toegewy is aan God, en hy in diens van God leef. Maar dit sê dat hy nie sterk drank mag drink nie, dat hy nie 'n dier met sy kaal hande of aan 'n karkas mag neem nie, en dat hy ook nie aan iets onrein mag neem nie. Maar van die begin van hierdie Samson verhaal af, het Samson daarteen opgetree. Van die begin af breek Samson die een na die ander gelofte of belofte. Die een na die ander optrede van Samson wys na sy begeertes, in plaas van daardie verhouding wat hy met God het. Samson se begeertes het die oorhand geneem in sy lewe. En dit is dan juis daar in die einde van die Rigters 16 verhaal waar Samson tot hierdie besef kom dat sy begeertes die oorhand neem. En dan vra hy vir God, hoor my tog as ek roep. En dink tog aan my, Here, dink tog aan my. Ons weet dat ons begeertes soms ook die oorhand neem. Dat ons begeertes ook baie keer belangriker is as my lewensdoel, belangriker is as my verhouding met God, belangriker is as om te lewe volgens die wil van God. My begeertes kom partykeer heel eerste. Wanneer ons dink aan hierdie verhaal van Samson en Rigters 16, daar in vers 28, waar Samson sê, Here, hoor my as ek roep. Here, dink tog aan my. Dink aan jou eie begeertes en vra dan ook vir die Here om dit van jou al weg te neem. Vra dan vir die Here dat jy dit nou neerplaas by hom en probeer om hierdie week en die res van jou lewe met hierdie toewyding en hierdie verhouding met die Here eerste te plaas en eerste uit te leef.